Ek is verskriklik opgewonde oor vanoggend se woord en ek glo dat die Here, ek moet sê, ek dink nie ek is ooit nie opgewonde oor God se woord nie. God se woord doen soveel lewende dinge in my dat ek nie kan anders dat ek die Here vra, doen dit ook in julle nie. Don het vir my gesê, Alwyn, jy kan nooit op 'n preek nie, want as dit nie gaan uitvloei het jou nie, gaan dat nie meer invloei in die van die Here af nie. So die Here vloei dit in my in om dit uit te laat vloei na u toe en ek dink dis hoekom dit 'n proses is wat die hele tyd net aangaan. Nou ek het vir julle en dit maak nou nie saak as julle dit nie kry nie, vra net moenie op jou senuwe wees. Het julle dit? OK. Ons gaan gou vir ek wil net vir u weer daardie sirkeltjies gooi van body, soul en spirit. Want as ons dit nou gaan vir u daar sit, wil ek hê, u moet vanmôre se preek sien uit dit uit, dat om God te hoor, is verskriklik belangrik, maar dit vloei mos, ek het vir u gesê, na jou gees toe. Het u dit, onthou u dit? Dit vloei na jou gees toe, en dan kan jou sielsdimensie, jou kop, kan die welf toedraai, sodat dit wat God na jou gees toe gegee het, nie deurvoer na jou siel en jou liggaam nie, en dan droog jou siel en jou liggaam uit. Want wanneer ons nie van God af goed insette kan kry en dit laat deurlaat na ons liggaam en siel toe nie, dan raak daardie deel van ons liggaam en siel droog. En God wil ons altyd benat met hemelse dou. Ek wil hê jy moet dit weet vanmôre. God wil jou benat sodat jy kan leef soos wat hy wil. Hy wil hê jy moet sy woord hoor sodat jy kan doen wat sy woord sê en dat jy die wêreld gaan verander. Weet jy, die kerk van die Here het te lank gesit en niks gedoen nie. Die kerk van die Here het nodig om op te staan en die lewe wat God in jou blaas, eers in jou body en jou siel te blaas en dan te blaas aan ander mense wat dit nodig het. Nou moes jy al glory, nou moes jy al gedans het hier voor die Here. OK, so daai enetjie is belangrik, want wat ons doen is, ons het gesê, en ek wil nou nie daai preek weer preek nie, dan gaan ek nie by hierdie een uitkom. Body and senses, die senses, daar's 5 senses. Die body tel daai senses op, hy vat dit soul toe, die soul besluit wat hy daarmee doen, en hy stuur dit na die gees toe. As dit sleg is, dan sê die gees, ek wil dit nie hê nie, en hy stuur terug na die soul toe, hy sê, ek soek nie daai nie. As dit goed is, dan sê hy, yes, soul, bring dit, ek soek dit, dis reg. Kom ons maak dit sterk, en ons laat dit beweeg. So, die siel, die mens se dimensie, is so belangrik om die volheid van die Godheid te laat dit kan deurspoel deur jou. God het ons driedimensioneel gemaak, omdat hy so is. En omdat hy Vader, Seun en Heilige Gees is, wil hy jou laat vloei in die 3 fasette van jou lewe, sodat jy die volmaaktheid van God kan jaag. Ek sê nie ons gaan dit, Paulus sê ek jaag daarna. Ek gaan dit miskien nie heeltemal vind nie, maar wanneer ek die dag by Jesus kom, dan sê hy vir my, okay, jy het nog net daai stukkie gehad om te volg, kom ek doen dit sommer net. Oh, Here, ek bid vanmôre dat hierdie mense net asseblief, wat ek van U ervaar, net kan begin grasp, net kan vat, sodat hulle lewens kan verander. In die naam bid ek dit. Halleluja. Halleluja. Rabakashendo robosunda labana. O, die Here se teenwoordigheid is in die plek. Ek ervaar die Here is hier en hy wil sê vanmôre wat hy wil sê en hy wil hê dat u oor sal oop wees om te hoor wat hy wil hê u moet hoor. Halleluja. Sê bietjie, gryp bietjie hierdie ore van hier so bietjie. Sê ore. Julle gaan hoor wat God vanmôre sê. Dan gryp jy bietjie die ore. Hart. Jy gaan hoor wat God vanmôre sê. Jy moet hoor. Prys sy naam. Halleluja. OK, hier gaan ons. Sê hier gaan ons. Dankie julle. Hoe hoor my hart? Dis eintlik my gees, nê? Hoe hoor my gees as God praat? So ek gaan 'n bietjie heeltemal in 'n ander rigting in, maar die gees, siel en liggaam gaan steeds deurkom, nê? Ek is 'n gees wat 'n siel het en wat woon in 'n liggaam. OK. Die liggaam is die vervoermiddel wat aardgebonde is
en hy laat die siel en gees vervoer word terwyl jy lewe deur die aarde. Is dit reg so? So die liggaam vervoer die siel en die gees wanneer jy op aarde is, wanneer jy voor die Here jou kom haal, as jy nou doodgaan, of as jy nou kom as die Here Jesus, gaan as die Here Jesus kom. Tot op daardie tyd sal jou liggaam die siel en die gees vervoer. Daar's altyd die interaksie tussen mekaar. As ek met Johan praat, dan praat ek en hy met liggaamstaal. Nee, ons liggame praat met mekaar. Natuurlik is die sielsdimensie daarbey betrokke. So ons kommunikeer met mekaar deur ons liggame. En hierdie gemeente kan nogal lekker kommunikeer met hulle liggame. Kyk, al wat ek hier vanmôre wou druk nie is pastoor Edmund. Ek moet nou moet ek versigtig wees, nee. Dis net omdat hy vir my gesê het, bly weg, ek het griep. Die liggaam, hoor nou baie mooi wat ek vir julle sê, die liggaam kan sonde in hom toelaat, nee? So die liggaam kan besluit wat hy toelaat in hom. Hy kan sonde daar toelaat, of hoor nou baie mooi hierso. Of hy kan 'n heilige tempel wees waarin die heiligheid van God lewe, die teenwoordigheid van 'n lewende God kan jy in jou toelaat om te lewe. So jy kan besluit ek gaan 'n sondige liggaam hê of ek gaan 'n liggaam hê where the glory of God kan manifesteer. Nou as ek vanmôre vir die kerk vra, wat wil jy hê? Sal jy definitief sê ek wil 'n sondige liggaam hê nie. Maar ons doen dit. Okay. Sê 'n bietjie vir die een na langs jou, my liggaam kan die draer wees van die heiligheid van God. Sê dit vir die een na langs jou. Die heerlikheid van die Here kan vervoer word deur my liggaam. Prys sy wonderbare naam. Ek is 'n tempel by wedergeboorte. Wie is wedergebore? Halleluja. Sê ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Loof die naam van die Here opgewonde. Nou, sê vir die Here langs jou nou. Sê, oom Chris is nou nie meer hier by my nie. Maar as oom Chris, as ek so begin preek, dan sê oom Chris, vir die gemeente, dan spring hy so op en sê, hier kom 'n ding. Oom Chris, hy is by die Here, maar ek is seker hy sit op die punt van die stoel en luister wat pastoor Alwyn vanmôre gaan sê. Oom Chris, ons is baie lief vir jou gewees. Vanmôre die eerste punt wat ek wil aanraak is nie van brood alleen. En ek wil hê jy moet saam met my lees Matteus 4 vers 4. Nou hierdie teks is 'n teks wat die kerk homself op beroem. Ons ken hierdie teks, hoor. Maar laat ek vir julle sê, tot hierdie week het ek gevoel ek ken nie eers hierdie teks nie. Maar hy antwoord, wie is dit? Wie is dit wat hier praat? Okay, dis Jesus, nee. Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Nou daai deel ken ons baie goed, nê. En omdat as ons daai broodjie wil smeer en die toastie wil maak in die oggende, dan weet ek het daai broodjie nodig vanoggend. Here, dankie dat ek vandag brood kan eet. Want my ou liggaampie moet lewe. Maar nou kom die woord en hy stop nie daar nie. Nou sê hy iets wonderlik en ek gaan nou vir julle dit sê in aangang van dit wat ek met julle 2 weke terug. Maar ons kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God waarheen gaan, uitgaan. Maar van elke woord wat God deur sy mond laat vloei en by sy mond laat uitgaan om jou gees binne te gaan. En as jy nie daardie eet nie, dan begin wat doodgaan? Jou gees. Wanneer God se woord kan ek gou vir iets sê, sal God se woord nie uit sy mond uitgaan nie.
Dit sal altyd uit sy mond uitgaan. Is jy altyd beskikbaar om te hoor en te ervaar wat God se woord in jou gees inspreek? Nee. So, wie eet nie? God het genoeg, hy gee alles wat hy het, hy gee daai woord, dit vloei deur sy mond, dit gaan uit by sy mond, dis nie meer by hom nie, dis om veronderstel om in jou gees in te gaan, maar jy maak die klep toe. En dan loop ons rond en dan sê ons, ag, weet jy, om 'n kind van die Here te wees is dan net swaar. Dis nie lekker, die pastore kry net moeilikheid. Dis omdat jy nie die woord van God in jou gees laat invloei nie. Rababash. Die Griek sê, ek is slim ook. Die Griek sê, en dit beteken in die Engels, proceeding word of God. Nou, voor ons nou net gou, lees gou vir my die Amplified. Okay. But he replied, wie's dit? Ek sê vir die doopkandidate altyd, wanneer Jesus praat, nee, dan is ek regop. Dan spring ek op en ek sê, yes Lord, ek vat dit. So Jesus replied, but he replied, it has been written, man shall not live and be upheld and sustained. Hy sê net dit mooier, nee. Hy sê, wat gaan brood vir jou doen? Hy gaan jou help om teen my squash te kan speel. Dat jy nie plat val wanneer ek jou 'n paar hoog gee nie. Okay, ek gaan dit los. Man shall not live and be upheld and sustained by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. Oh, man, dis 'n mooi woord. Oh, Here, dankie. Okay, hier gaan ons aan. So, wat gebeur wanneer die woord uit God se mond uitkom? It proceed from the mouth of God, nee. There's a continued woord, daar's 'n continually woord, man, sorry, ek moet partykeer net die Engels so 'n bietjie inbring, is dit okay, vir julle Engelsmanne, die Engelsmanne like, ons sal met een of ander tyd 'n Engelse diens doen. Hier's te veel Engelse mense nou nie, ek moet tot vanmôre die doop goed ook in Engels vra. Die Here gaan hier nog 'n Engelse kerk ook hier inbring. Halleluja, prys die Here, man, die gaan, ek is opgewonde, Pastoor Edmund. Nou hierdie woord beteken, continually it proceeds from the mouth of God. So it did come out of the mouth of God in the past. So tot op hierdie dag toe, het die Here jou gelei met sy woord, hy het vir jou sy woord gegee, of jy dit altyd gevat het, dis nou jou saak, maar hy gaan ook in the future, his word will still come to you. So môre en oormôre en volgende Sondag, his word will still come to you, but I'm not talking about that word today. I'm talking about the present word that's coming out to you today. Hy kom vandag met 'n woord na jou toe en hy sê vir jou, ek wil jou lewe gee. Ek wil in jou gees vanmôre inblaas my lewende woord. Halleluja. Dis 'n nou woord. Sê vir die een langs jou, die woord wat God vanmôre praat, is 'n nou woord. Dis 'n nou woord. Dis vir nou. Soos dit deur God se mond nou uitgaan, kom dit nou in ons gees in. Halleluja. En dis 'n persoonlike woord. Halleluja. Sê bietjie vir die een langs jou, die Here praat vanmôre met my. Oh, Here, dankie Here, dat U net met Alwyn en Don vanmôre praat nie. U praat met Pastoor Edmund en Lenushka, U praat met ons sit hulle, U praat met George hulle, U praat met Johan hulle, U praat met elke mens binne in hierdie plek, want dis persoonlik vir hulle. En die een wat dit vir hom persoonlik vat, word gebenefit, die voordeel ontvang van God se woord. As God met jou praat en jy luister nie, kry jy nie die voordeel van die woord nie.
So niemand gaan ooit vir my of vir enige iemand wat 'n kind van die Here is vertel dat ek kry nie voordeel van die woord nie. Dan ontvang jy nie die woord reg nie. Dan hoor jy nie die woord nie want jou ore is toe. En jou ore van jou hart het nog dalk hard en toer geword. Die Here spreek vanmôre tot julle harte sodat julle die voordeel van sy woord kan kry. Nou wil ek wil hê julle moet 'n gebed bid wat wonderlik is. Ek het vir die woordskool mense geleer. Man, ek het soveel goed vir julle, hoor, as ons weer begin. Halleluja, prys die naam van die Here. Ek wil hê julle moet 'n gebed bid. Ek het vir hulle gebid om die Heilige Gees in die aand te vra om vir jou klomp goed te gee, 4 goed. Maar ek gaan nie dit vir julle gee nie, dis net vir die woordskool. Nou, ek wil hê julle moet bid. Dat julle sal sê, Here, die woord wat na my toe kom, wat U vir my begeer, as ek dit ontvang, laat dit op 'n spesifieke plek en 'n spesifieke tyd die krag van die hemel dra. Nou wil ek gou vir u iets sê. Weet jy wat gebeur met ek kan vir jou honderde stories vertel. Partykeer het ek net te vroeg gery of partykeer het ek net te laat gery en iets het nie gebeur op die pad en dan het daar hier voor my. Weet dit het al sulke ja. So bid die Here dat dit wat op 'n spesifieke tyd in jou lewe, want wat is julle? Is julle kinders van God? Okay. So as ek 'n kind van God is, wat wil God vir my hê? Die beste. So hy wil nie hê ek moet in 'n ongeluk kom nie. So as ek nou nie na God luister nie en ek hoor nie die woord van God nie en hy vat my nie in die rigting waar ek op 'n spesifieke tyd ry nie, dan jy dalk moeilikheid. Okay. Ander voorbeeld. Ek vra die Here, Here, die woord wat U in my hart gespreek het, as dit vir iemand iets moet beteken, laat my in Pick n Pay agter die regte persoon staan. En dan begin julle mos sommer praat. Het dit al met julle gebeur? Ag, okay. En dan begin die Here net iets in daardie mens se lewe insit. Hoor u, wat God vir jou gee, wil hy nie net hê jy moet in jou hart hou nie. Jy moet vir hom sê, Here, maak die tye en geleenthede reg, sodat ek wanneer ek daar is, dit wat u in my hart ingestort en blaas het, ek dit kan deel met u kinders, met mense wat u nodig het. Prys die Here, man, gee die Here 'n lofoffer. Okay, so brood is vir die liggaam. Sê brood is vir die liggaam. Woorde is vir die gees van 'n kind van God. En dit voer my innermost being. It nourish. Dit bevredig my gees. God se woorde bevredig my gees. Halleluja. Prys die naam van die Here. Nou wil ek gou hê, ek wil hê jy moet net gou vir my sommer daai woord wat net daar is. Daar op was. Sommer nou. Okay. Ons kan dit nou nie eintlik lees nie. Kom ons kyk net so 'n bietjie na daai. En ons sê nou maar, u is nou almal het nou u oogies is nie so lekker nie. Daar's nou net 'n blur daar. Okay. Want dis wanneer wat gebeur met die woord wat logos is. Wanneer jy baie mense kom na my toe en sê hulle vir my pastoor, ek verstaan nie die woord nie. Dis omdat jy nie toelaat dat God se woord wat hy uitspreek by sy mond, uitgaan na jou gees toe, vir jou daai woord van 'n logos na 'n lewende woord verander nie. So nou sien jy eintlik maar net, jy sien amper net wasem daar. Totdat God dit lewend maak. Prys sy wondermaak. Hy antwoord en sê, okay, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen leef. So, dis belangrik my broer en my suster, dat u sal weet, dat daardie swart merke op die wit papier, gaan nie jou lewe verander wanneer dit 'n logos bly nie. Dit moet 'n rema woord van God word om jou lewe te verander. Het u al by tye as u iets lees en u vra die Here, Here maak hierdie woord vir my oop en lewendig, dan lyk dit of dit sommer so helder uit dit uitstaan. Dit lyk of daai woord sulke groot gedrukte letters is.
Die woord van God moet proceed uit die mond van God. Daar is nie 'n stem wat gespreek is nie. Dis 'n woord wat geskryf is. En God moet dit verander in 'n stem wat spreek. Is jy by my vanmôre? Is ek bietjie diep vanmôre vir julle? Slegs die Heilige Gees kan die swart merke op 'n wit bladsy verander in woorde na God, na jou gees toe. So hoe nader jy aan die Gees van God begin beweeg en leef, hoe meer gaan jou studietyd in die Bybel gaan vir jou 'n lewende ervaring word, terwyl jy dit eintlik wil afjaag en sê, ag nee, pastoor, is vervelig om die Bybel te lees, ek verstaan niks daarvan nie. Maar hoe meer God se Gees dit vir jou lewend maak en in jou inspreek, hoe meer gaan jy daai woord kan eet en gaan dit soos brood van die lewe vir jou word. Prys die naam van die Here. Jy is totaal afhanklik van die Heilige Gees om die Bybel 'n lewendige boek vir jou te maak. Sê bietjie, ek kan nie sonder die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees quickens. Die Heilige Gees verkoop. Die Heilige Gees, weet jy nie, ek dink Dawid het dit so ervaar. Hy verkoop my siel. Halleluja. Die Here is my herder. Sê bietjie saam met my. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want die Here is met my. Halleluja. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. He quickens my spirit. Hy verkoop my siel. Oh, halleluja. Deur die woord te hoor vereenselwig, relate ek met God, konnekteer ek met God en lei hy my op die pad wat ek moet gaan. Soekie skryf. Ek relate met God, ek vereenselwig my met God, ek konnekteer met God en hy lei my op die pad wat ek moet gaan. Halleluja, halleluja, prys die Here. Nou, sê nou. Nou sit ons met 'n probleem. Die kerk van die Here wil net Sondag luister. Die kerk van die Here wil net Sondag eet. Hier's 2 jong manne wat ek nou mee squash speel. Ag, ek dank die Here vir hulle. Want hulle help my dat ek hierdie body van my bietjie kan regkry vir die Heilige Gees. Weet jy hoe beter jou liggaam voel, hoe meer huisves uit die Gees? Nou het ek my plek verloor. Wat het ek nou gepraat? Dis omdat ek nou ander goede wil praat. Ok, so wat het ek vir julle gesê? Die kerk van die Here wil Sondag luister. Nou wil ek vir julle vra, as die kerk van die Here net Sondag brood eet, en volgende Sondag kom jy weer, kyk, hier's dalk 'n paar wat van ons wat so 'n bietjie maarder sal wees. Moenie ooit in jou lewe weer vir God skuld gee, omdat jou lewe nie is waar hy moet wees nie. Want jy eet nie elke dag sy woord nie. En as jy nie elke dag sy woord eet nie, dan is dit nie sy skuld, omdat jou lewe nie gaan soos hy moet gaan nie. Jy moet soos jy jou daaglikse, man, jy kan nie wag vir jou broodjie nie. Maar God stuur sy woord en jy sê, let it pass, let it pass. Of draai dit toe, draai dit toe. Maar pastoor, dit gaan nie goed met my. Here help ons. Ok. So, u verstaan, elke dag brood wat ek eet, elke dag die woorde van God wat deur sy mond na my gees toe loop, elke dag.
Ek moet tyd daarvoor maak. Nou, Romeine 8 vers 14. En ek begin so stadig aan klaarmaak. Romeine 8 vers 14 in die Afrikaans. Want almal, sê ons almal. Sê almal. Sluit dit jou in. Wat deur die Gees, ek sê nou vinnig, sluit dit jou in. Maar sluit dit jou regtig in. Want wat moet gebeur dat dit jou insluit? Ek moet deur die Gees van God gelei word. So, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Maar nou, die Engels sê nou vir my iets wat vir my 'n bietjie beter verduidelik. OK, so kom ons lees die Engels. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. En nou gooi die Here nie vir julle vroutjies weg nie. Maar hy bedoel eintlik mense wat begin het om volwasse te raak. Mense wat begin het om die swaard te kan opneem. Jou daaglikse wapenrusting kan aantrek. Wat nou al kan stuike eet. Wat nie net op die melkies van die papa, kom, my dink eet gou daar sommer om my skat. Nee. Gee my daai lekker skerp mes en vurk. Hier's 'n lekker stuitjie in my bord. Ek het 'n seun van die Allerhoogste geword. Ek kan die groot dinge wat God in my hart inspreek, kan ek al eet. Halleluja. Daar's van die wat kindertjies gaan bly. En ek kan nie net vir kindertjies preek nie. Want die Here sê hierdie kerk moet volwasse raak. Hierdie kerk moet begin om die stuike te eet sodat hulle die babatjies van die Here kan help. Is dit reg so? Ja, julle raak nou lekker stil. Wat maak ons seuns? Ons word gelei deur die Gees van God, die Heilige Gees. Toe jy wedergeboorte geword het, word ons gebore in die Gees van God as babas. Ons is nie volwasse nie, ons drink melkies. Nou soos ons leer en elke dag God se stem hoor en groei, word ons seuns van die Allerhoogste God. Ons word continually, ons word aanhoudend gelei deur die Gees van God. Ek word nie net Sondag gelei deur die Gees van God nie. As jy Sondag alleen deur die Gees van God gelei word, gaan jy 'n babatjie bly. Ek word continually, sê aanhoudend. Ek word aanhoudend. Ek word elke oomblik. Sê elke oomblik. Ek word elke dag. Ek word in die nag. Ek word oral deur God gelei. Prys sy wonderbare naam. Nie net 1 uur nie, maar ek word die hele 6-7 dae van 'n week word ek gelei deur God. Ek vat elke dag die woorde van God uit sy mond, wat vloei deur sy mond en uitkom by sy mond, en ek vat dit vir my, prys sy naam, al soos ek die brood wat ek eet ook vat elke dag. Is dit reg so? Maak dit vir u sin. Halleluja, sê ek begin afsluit. Sê pastoor begin klaarmaak. Sê daily bread, sê daily bread, daily bread, daily bread. Sê spoken word. My God. Halleluja. O Here God, ek begin bid vir u. O Here God, direct us. Steek jy hande op na die Here. Wys ons die pad wat u wil hê ons moet loop. Here, elke sekonde, elke minuut, elke uur, maak my ore oop. Sê dit my broer en suster, maak my ore oop. Maak my hart gereed. Maak my gees gereed vir die woorde wat God in my gees inblaas. Om op die regte tyd, sê op die regte tyd, op die regte plek te wees. Waar God vir my 'n afspraak het. Om mense se lewens te verander. Om sy nuut gevinde woord na ander mense uit te dra. In Jesus se naam. En die kerk sê amen. OK. Kan ek 'n laaste woord lees?
Ek moet hierdie woord lees. God se woorde lei jou presies waar jy moet wees as jy luister. Jesaja 50 is 'n profetiese woord van Jesus Christus. Nou, as ons vanmôre 'n voorbeeld moet gebruik, en ek begin afsluit, ek wil nou eintlik met die gebed afsluit, maar hierdie ding moet ek vir u sê. As ek nou vanmôre vir u sê, wie wil u hê om u voorbeeld te wees? Wie sal u sê? Jesus. Nee. OK. So, hierdie woord is 'n woord deur Jesaja geprofeteer oor Jesus. OK, hoor wat sê. Die Here het my 'n geoefende tong gegee. Ek kan eintlik nou 'n ander preek van hierdie een maak. Die Here, God Almagtig, stuur woord, want sy tong bly geoefen. Is dit waar? Maar Jesus was op 'n tydstip op aarde, en hy was net soos ons mense. En as hy nie gegaan het en by God gaan intap het deur sy gees nie, het hy nie 'n geoefende tong gehad nie. Want wanneer jou gees van God se gees intap, dan raak jou tong los. Ja, ek gee julle nou eintlik net ietsie om net so bietjie in te herkou, maar ek dink die Here het hier 'n ding weet wat ek nog moet praat oor. Geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop. Hy verkoop my siel, sodat ek ander kan help om verkoop te word. Jesus verkoop ons vanmôre met sy woorde. Is dit die waarheid? Voel jy verkoop? Hy wek elke môre. Julle wat in die woordskool is, julle is lekker voor, man. Hy wek my oor om te hoor soos leerlinge. Here, gee ons 'n geoefende tong en maak ons ore oop om te hoor wat God sê. En ek gaan later meer daaroor praat. 5 kan jy ook net gee. Die Here het my oor geopen en ek was nie wederstrewig nie. Ek het nie agteruit gewyk nie. Dis wat oor Jesus gesê word. Jesus het gegaan en hy het gedoen wat God sê. Hy het op die kruis gaan sterf. Hy het nie agteruit gewyk en gesê, nee, daai woord wat ek nou gehoor het, wil ek nie hoor nie. Hy het gesê, laat u wil geskied, Here. Prys die naam van die Here. Ek staan saam met my. Halleluja. Halleluja. O Here. O Here, ek wil jy steek net die hande weer na God uit. O Here, u woord was baie groot vanmôre. En dit het in my gees laat opspring, dit het lewend in my binneste geword. En ek bid vanmôre, Here, dat hierdie woord u mense sal gryp. Here, dat hulle sal weet, ons kan nie meer net brood eet nie. Ons het nodig om elke woord wat uit God se mond uit na ons toe kom te eet, halleluja. En die lewe van ons gees aangeblaas te word, sodat ons in hierdie wêreld 'n verskil kan maak. 'n Geoefende tong, sê saam met my, 'n geoefende tong, Here. 'n geoefende tong wat uit u mond uitvloei en 'n geoefende oor om te hoor wat God sê. En die kerk van die Here sê, amen, amen. Loof die naam van die Here, u kan nie sitplekke neem. Halleluja. Goeiemôre gemeente. Toe my pa vroeër gepraat het van die logos en die rema woord, kom dit by my op en is nou voordat ek nou geweet het hy gaan nou sê van die laaste vers, maar as ons die Bybel lees, is die woord nie altyd vir ons rema nie. Ons moet dit nog steeds lees, al is dit logos op daai stadium. Maar as jy aanhou lees en daai woord word later, dalk kom daai woord op by jou, vir iemand wat dit dalk nodig het, of vir jouself in 'n toekomstige situasie wat jy kom. Daai logos woord word dan nie eens rema. So, moenie ophou lees omdat jy dink die logos woord is te vervelig vir jou of dit beteken niks vir jou nie. Op een of ander stadium gaan daai logos woord weer by jou opkom en dan word daai woord rema en lewend hier binne in jou of jy gee dit dalk vir iemand anders wat dit vir hom rema word en dit word lewend vir hom. O, ja.